Sy, dit lyk my al my liggies is aan en ek is so bevoorreg om vanoggend weer hierso by julle terug te kan wees. Dit is regtig vir my lekker om hier voor te staan en net weer al die bekende en wonderlike gesigte te kan sien voor my. So van my kant af ook weer eens baie hartlik welkom. Ons kan blaai na 2 Korintiërs hoofstuk 4. Julle sal sê, maar Eldra, jy het dan die vorige keer, as julle daar kan onthou, ook daar gelees. Dit is inderdaad so. Maar ek glo die Here wat ons verder vanoggend kom leer en bedien. So uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ons gaan daar so 'n paar verse lees. En terwyl ons soontoe blaai, ek hoop die meeste van julle het daarom julle Bybel saamgebring. Ek wil net weer eens julle uitnooi, as julle nie 'n Bybel het nie, moenie skaam wees nie. Kom na Andrei toe, kom na my toe en sê, hoorie, asseblief kan jy nie vir my kyk vir 'n Bybel nie. Ons kan regtig 'n plan maak. So, asseblief, moenie sonder 'n Bybel gaan nie. Dis jou swaard, dis die swaard van die Gees, sê Efesiërs, hoofstuk 6. Dit is God se woord, waardeur hy ons bemoedig, ons kragtig maak. Goed, so en dan ook 'n hartlike welkom aan ons aanlyn kykers daarso by waar julle ook al is by die huis. Ek het ook al die vorige keer gesê, ons het 'n paar gereelde kykers, wat deel is van ons geestelike familie, ook op hierdie manier, selfs in ander stede. So ons is baie, baie dankbaar vir elke liewe een, wat saam met ons vanoggend op Facebook ook dan ingeskakel is. Nou ja, om terug te kom dan na vanoggend se boodskap. Ja, ek was eintlik maar nog so 'n bietjie huiwerig om iets te deel oor myself, eintlik maar so miskien 'n getuienis, persoonlike getuienis as ek dit so mag noem, maar ek dink tog ek moet dit deel vanoggend want dit sluit so 100% aan by dit wat ons nou verder gaan lees en gaan hoor hier in 2 Korintiërs hoofstuk 4. Nou miskien sal van julle onthou, dink dit was die 26ste Julie was dit daai Sondag, ek dink is omtrent al 3 Sondae gelede, die tyd vlieg. Het ek hier gestaan en ek het baie minder goed gevoel as wat ek op hierdie oomblik voel. Ek toe gesukkel met so kopverkoue, dis mos maar daai tyd van die jaar, nê? Baie van ons het dit maar, en die dinge is in die lug, en die goeters, en 'n mens raak maar siek, en jy hoor mense wat hoes, en nies, en proes, en so aan. Dis winter, maar dit raak ook daarom nou weer lente. Maar in elk geval, so ek het toe nou so 'n kopverkoue begin optel, en ek het gedink, okay, nee, ons dokter hom maar, soos ons gewoonlik doen, en bid, en so aan. En deur die Here se groot genade kon ek daai Sondag hier staan, en ek kon daarom die boodskap deel, soos die Here dit op my hart gedruk het. Maar toe ek daar by die huis kom na die diens verby is, toe sê ek vir my man, hoorie vandag, ek voel nou regtig waar nie lekker nie. Ek moet nou regtig net bietjie rustig wees en nou maar net 'n bietjie probeer rustig wees, as dit moontlik is. En so het ek probeer rustig wees en ek het gevoel, nee, kyk, hierdie hoesery in hierdie neus en nie alles is hier so en dit loop net, en ek hoef nie vir julle te vertel nie, baie van julle weet presies hoe dit voel. En ek het nou maar so probeer, so tipe van rustig wees, maar daar mos maar ook goeders wat gedoen moet word, nee, veral as 'n mens 'n vrou is, seker die manne ook, maar partykeer voel dit ons vrouens, veral as jy 'n ma is, en as jy 'n eggenoot is, ensovoort, dan jy maar nou nog altyd iets wat jy nog kan doen, nee, daar's altyd nog ietsie wat jy kan doen, nog ietsie wat moet gestryk word, nog iets wat moet gedoen word, gewas word, gemaak word, ensovoort. En langs vir die kort op die ou end, toe begin ek agterkom, en ek wil nie dokter toe gaan nie, ons mense is mos maar so, ek weet nie wat 'n rede nie, maar mens wil nie altyd dokter toe gaan nie, jy dink, ag nee, kom ons gaan nog kyk na môre, dan môre voel ek seker beter, en gebly bid, en 'n paar mense gehad wat vir my ook werklik waar ingetree het, en regtig waar saam met my gebid het. Want wat nou ook 'n realiteit is dat ek so 'n paar jaar terug, dit is nou seker amper omtrent 10 jaar, ek hou nie so presies boek nie, gediagnoseer is met wat hulle noem 'n outo-immuun siekte. Nou dis 'n baie groot woord.
Dit beteken maar net, dit is 'n siekte wat 'n mens, maar hulle weet nie presies hoekom jy dit kry nie. Vrouens sê hulle kry dit meer as mans. Maar dit is 'n siekte wat jy ontwikkel, wat dan jou gewrigte aantas. En hoekom dit auto-immuun is, beteken, dis jou eie liggaam wat jou eie gewrigte aanval. En dit veroorsaak dan geweldige pyn in jou gewrigte, oral waar jy in jou liggaam een of ander tipe van gewrig het. Nou kan jy self indink, jou hele liggaam is vol gewrigte, self net jou vingers, jou tone, en dan jou groter gewrigte. So, dit veroorsaak geweldige pyn. En om dan nou daardie pyn onder beheer te hou, en nog ander simptome waarop jy nou wil uitbrei nie, moet 'n mens dan nou elke dag 'n sekere soort medikasie, pille gebruik, om daardie reaksie van jou liggaam, wat jou eie liggaam aanval, te probeer onderdruk. En ongelukkig is daar nou weer neeweffekte van daardie medikasie, wat nou weer maak dat jou immuniteit of jou weerstand om te beklei teen siektes en verkoues en griep en sulke goeters ook nou outomaties weer laer is. So dit is nou waar ek myself bevind. So, en dit veroorsaak dan dat as 'n mens baie keer, as jy dan nou siek raak met 'n gewone verkoue of iets of griep, wat vir 'n gewone normale mens dalk so 'n paar dae sal vat en dan is jy weer gesond, jy hoes nog 'n bietjie, maar jy is daaroor. Wat dan kan gebeur is, omdat jou liggaam natuurlik minder weerstand het, soos ek nou met daardie siekte, kan dit dan nou ernstiger raak. En dit kan dan nou lei na dinge soos byvoorbeeld longontsteking, pneumonia, soos in Engels sê. En nou ja, so teen daardie Vrydagoggend toe besef ek, hierso is dinge nou rarig nie reg nie. My bors is styf, voel ek kan nie so lekker asem kry nie, dus ons nou maar dokter toe. En ek dink, hy gaan my sê, ag mevrou, weet jy het nou maar bronchitis, maar ons gaan jou uitsorteer, en hy luister, mooi. Hy sê vir my, mevrou, jy het longontsteking. En ek dink, o my aarde, dit is soos iemand wat my net so koue water in my gesig uitgooi. En die dokter doen die nodige toetse van die suurstoftellinge, te kyk hoe hoog is jou suurstofvlakke, ensovoort. En hy sê, ja, seker kriteria waarin hulle jou toets om te kyk of in die hospitaal moet opgeneem word, en genadiglik, daar was die Here se genade weer eens net so groot. Sê hy, nee, dit is nie nodig nie, jy kan maar by die huis eers gaan, wees baie rustig, mag glad nie beweeg nie, regtig rustig, met antibiotika. En nou ja, so het ons nou gedoen wat die dokter sê, en nie dadelik begin beter voel nie, nog meer mense wat gebid het, baie dankie vir baie van julle wat saam gebid het, ook vir my, en uiteindelik, deur die Here se groot genade, het ek stelselmatig begin beter voel. En ja, hoekom ek dit vanoggend vir julle sê, nou ek glo ek is omtrent heeltemal gesond. Hoekom ek dit vanoggend vir julle vertel, is juis, dit is inderdaad, soos dit wat ons gehoor het, uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Want ons het mos gehoor dat, as julle daar kan onthou, die Here deur Paulus daar geskryf dat ek en jy is eintlik maar baie breekbaar. Ons is eintlik maar soos 'n kleipot. Dalk onthou julle ek het die bruin papiersak hier voor gehad en ek het julle gesê in daardie tyd van Paulus was dit die kleipotte wat hulle gebruik het, was eintlik maar soos die bruin inkopiesakke van vandag se lewe. Dit het nie gegaan om die kleipot nie. Die kleipot was eintlik maar baie breekbaar, het maklik gebreek. Dit het gegaan oor dit wat binnekant in daardie kleipot is. Nou met daardie beeld in ons agterkoppe, kom ons gaan gou terug en ons gaan lees dit wat ek glo die Here verder vir ons vanoggend wil kom deel uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ronel, ek het vanoggend dit saamgebring, 'n stukkie van daardie gedeelte wat julle daar kan volg as julle dalk nie julle Bybels hier het nie. Daar vanaf vers 7 waar Paulus skrywe: dis ons wat kinders van God is, wat hierdie skat, en ons het gesê die skat waarvan hier gepraat word, is die krag van God. Dit is die evangelie van Jesus Christus. Dit is sy lig wat deur ons straal as ons God se kinders is. Ons wat hierdie skat van God se krag, van sy Heilige Gees in ons het. Ons is maar kleipotte
wat maklik breek. En dan die krag wat alles oortref, kom dus van God af en nie van ons nie. Amen. God se wonderlike krag wil en kan deur ons as kinders van hom werk. Dit het ons reeds gehoor, dan nou so 'n rukkie terug. Maar dan gaan ons verder, en ons kom by vanoggend se gedeelte spesifiek, vers 8, want hierso sê Paulus nou 'n baie belangrike ding, wat nou aansluit by die vorige paar verse. Hy sê met ander woorde, dat ons nie perfek is nie, ons hoef nie volmaak te probeer wees nie, want hy sê, hy self het hierdie dinge ervaar, wat ons nou van lees in vers 8 en verder. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, met ander woorde, partykeer het hy ook nie dalk geweet presies watter kant toe, wat om te doen nie, was hy partykeer ook maar 'n bietjie nie mooi geweet wat nou nie. Maar dan sê hy, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, en inderdaad is Paulus en die Christene van daardie tyd vervolg. Hulle is sommer in die tronk gegooi, hulle is partykeer baie keer doodgemaak vir hulle geloof. Maar ons is nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar ons is nie vernietig nie. Ons lees net eers tot daar. Dit is wat Paulus hierso sê. Met ander woorde, as julle nou 'n bietjie terugdink aan verlede Sondag se amazing boodskap wat Andrei ook gedeel het, ek is so dankbaar dat hy kon die boodskappe doen, en ek weet dit was ook 'n deel van die Here se groter plan, hoe hy weer eens ook daardie sleg van my, wat so siek geraak het, kon gebruik om sy boodskap verder te kom deel. En ons het verlede Sondag gehoor, hoe dat Andrei met ons gedeel het van die donker prentjie, né? Die donker prentjie van onder andere Matteus 24, waar Jesus daar vertel het van al die slegte dinge, soos wat sy wederkoms al hoe nader kom, die einde van die wêreld, al daai slegte dinge, ons gaan dit nou nie weer lees nie, maar die oorloë, en die gerugte van oorloë, en die hongersnood, en die wetteloosheid, en die mense wat afvallig sou raak, en aardbewings, dis alles, dis besig om te gebeur rondom ons, né? En Jesus het dit voorspel. En ons is net weer eens herinner daaraan, ja, dit is baie keer as ons rondom ons kyk na hierdie wêreld, 'n donker prentjie, maar dit is dinge wat moet gebeur na mate Jesus se wederkoms al hoe nader kom. En dan sit daarby, dan nou nog vanoggend miskien ons eie omstandighede. Ons het net nou gehoor aan die begin ons gebeds persone wat op ons gebedelys is, ons siek mense. Ons het gehoor met van hulle gaan dit beter, maar van hulle gaan dit nie beter nie, inteendeel. En dan is daar miskien vanoggend jou eie probleem of uitdaging of krisis wat jy het. Die statistieke wat die afgelope week vrygestel is deur Statistiek Suid-Afrika, dink ek, het gesê dat werkloosheid begin nog meer toegeneem het in ons land in die afgelope paar maande. En baie van ons voel dit aan ons eie liggaam. Of dalk is daar van ons wat vanoggend hier so sit en iemand aan die dood afgestaan het, miskien nou onlangs of miskien al lank gelede, en daardie hartseer, daardie rou is nog steeds in ons harte en ons sukkel om aan te beweeg. Ja, ons elkeen, is ek seker, kan vanoggend iets noem wat vir my en jou laat voel asof ek maar soos 'n kleipot is, wat eintlik maklik kan breek. Dalk is daar iemand wat vanoggend hier sit en sê, maar Eldrey, ek voel nie net of ek kan breek nie, ek voel of ek sommer al klaar begin kraak het. Of ek voel dat ek miskien vanoggend al klaar in stukkies lê. Wel, dan is daar vanoggend goeie nuus. 'n baie bekende sanger, hy is meer van die ouer garde, so ek dink meer van die ouer mense sal weet wie hy is, met die naam Leonard Cohen.
Hy het onder andere 'n lied wat hy baie beroemd gemaak het, Halleluja. Maar hy sing 'n ander lied ook, en ek dink die lied se naam is Anthem, ek is nou nie 100% seker nie, maar hy sing die lied en dan sê hy die volgende in daardie lied. There is a crack in everything, that's how the light gets in. There is a crack in everything, that's how the light gets in. In ander woorde, daar is 'n kraak in alles. En dit is hoe die lig daar inkom, of daar deurkom. Maar vanoggend wil ek daardie beeld vat, en ek wil dit 'n bietjie omdraai, volgens dit wat ons nou gelees het, wat Paulus sê. Want ja, ons is soos kleipotte, ek en jy vanoggend. Ons liggame word siek, ons word ouer, ons harte word soms gebreek deur teleurstelling, of iemand wat ons aan die dood mis afstaan. Ons raak partykeer sommer maar net geestelik in ons liggaam en geestelik moeg, wanneer dit voel asof die lewe net te hard druk. Dit is so. En dan nog die wêreldse dinge rondom ons wat gebeur. Ons voel baie keer gekraak, ons voel broos, ons voel partykeer selfs bang. Maar ons het mos nou gelees dat ons het hierdie skat van God se krag, van sy Heilige Gees wat in ons woon as ons sy kind is, daardie opstandingskrag van Jesus waarmee hy uit die dood uit opgestaan het daardie Sondagoggend, daardie krag is in ons. Daardie krag oortref alles. En daarom eerstens kan ons dan vanoggend saam met Paulus dit jubel en juig, want hy sê, in alles word ons verdruk. En dit voel mos partykeer asof die wêreld van alle kante af ons druk. En hy sê daar, ons is radeloos, en met ander woorde, partykeer weet ons nie mooi watter kant toe om te gaan nie, ons weet nie mooi wat se besluit om te neem nie, veral as die ekonomie druk, of die finansies, of werkloosheid, of ons gesondheid. En hy sê ons word vervolg, en ons word soms, voel dit vir ons selfs plat geslaan. As ons dalk verpletterende nuus kry oor iemand vir wie ons lief is, of afgedank word by ons werk. Maar dan sê hy, ons gee nie moed op nie. Ons is nie sonder hoop nie, ons is nie sonder enige raad nie. Ons word nie deur God verlaat nie, sê hy. Al voel dit soms of ons plat geslaan is, ons word nie vernietig nie. Dit is wie ons is as kinders van God. En dan wil ek kom by 'n beeld wat vir my net so pragtig is, wat ek so graag wil hê ons vanoggend saam met ons moet vat. Want die krake in ons lewens, ons swakhede, wanneer dit partykeer voel asof ons breek soos daai kleipot, is baie keer juis die plekke waar God se krag die duidelikste kan sigbaar word in ons lewens. Ja, ek wil daai woorde van Leonard Cohen omdraai wat sê, that's how the light shines through us. Dis hoe God se lig, so hoe sy krag deur ons kan skyn, juis deur daardie krake. En om dit so mooi te demonstreer, wil ek vir julle vanoggend, dalk het van julle dit al gehoor, dit is 'n snaakse woord, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar dit is 'n eeueoue Japaneese kuns met die naam kintsugi. Klink amper soos wasabi. Kintsugi. Dit is 'n Japaneese eeueoue kuns. As ons gou by daai volgende een daar sy. Dis 'n eeueoue kuns in Japan, dat wanneer 'n kosbare pot of 'n kleipot of 'n een of ander mooi pot of selfs net 'n kleipot sal val en breek, dan sal hierdie persoon, hierdie pottebakker of wie dit ook al is, sal dan nie hierdie pot net weggooi nie. Hy sal dit nie net weggooi nie.
Wat hy sal doen is om, as ons gou na die volgende enetjie toe kan gaan, daai skerwe, daai stukkies, as daai kleipot nou gebreek het, om dit alles mooi by mekaar te maak. En dan, in plaas daarvan om nou sommer bastik of clear glue of wat is dit, te vat, gewone gom, en dit aan mekaar te probeer plak, sodat 'n mens dalk nou nie moet sien dat hierdie pot eintlik gebreek het nie, doen hy dan nou iets baie besonders. Hy gebruik 'n spesifieke soort boomgom, 'n hars. Nou dit is 'n tipe van 'n boomgom, wat so 'n persoon dan sal gebruik, en dan meng hy dit met suiwer vloeibare goud, wat hy in hierdie spesiale soort gom inmeng. En dan begin hy om hierdie stukkies van hierdie pot so aan mekaar te las met hierdie goudkleurige, egte goue gom. Sodat jy dan juis daardie krake kan sien deur die goue gom wat oral deur daardie krake heen loop. En so is hierdie pot dan nie mooi ten spyte van die krake wat hy het nie. Maar is hierdie pot, as ons dan die vorige een toe kan teruggaan asseblief, Ronel, is hy dan juis mooi met hierdie goue lyne. Hy's juis pragtig en hy's juis uniek as gevolg van hierdie krake wat hy in hom het. En dan is so 'n reggemaakte pot met hierdie goue gom baie keer selfs nog meer waardevol as wat hy was voordat hy gebreek het. Of hy is dalk selfs nog sterker as voordat hy gebreek het. En dit, glo ek, is wat ons vanoggend moet hoor. Dit is wat God met jou en my, as ek sy kind is, en as ek hom toelaat, wat hy met ons wil doen. Selfs wanneer dit soms voel, veral wanneer dit soms voel, asof ons swak is. In ons swaar kry, in ons lyding, in ons siek wees, wat dit ook al is wat ons laat voel, ons is gekraak, of selfs gebreek, in hierdie wêreld. Ja, die groot pottebakker, God, hy los ons nie maar net so nie. Maar hy tel ons op. Hy kom tel ons op en ek glo hy wil jou ook vanoggend weer kom optel. En hy vul ons nie met die wêreldse goedkoop plastiese tipe van oplossings van doen dit, dan gaan jy beter voel, volg hierdie 5 stappe, dan gaan jy 'n nuwe mens wees. Die internet, die sosiale media is vol van hierdie quick help skemas en allerlei goeders. Nee, God kom. En as ons hom toelaat, wil hy ons kom vul, ons krake, ons stikkend, ons swakhede met die suiwer goud van God se Heilige Gees en sy krag wat deur ons wil werk. Want God wil juis sy lig deur hierdie goudlyne van ons opnuut laat skyn vandag. Sodat as die wêreld dan na ons kyk, dan sien hulle nie 'n perfekte mens nie, maar hulle sien iemand wat deur die krake van swaar kry, deur die krake van siekte, deur die krake van pyn, nog steeds hoop in Jesus het. En nog steeds sy krag laat uitstraal in en deur ons. Ek wil begin afsluit, daar in vers 16, ek het dit nou nie hier saamgebring nie, maar julle kan maar net luister as julle nie kan volg nie. In daai selfe hoofstuk sê Paulus dan, van vers 16, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag nuut gemaak. As 'n kind van God is, word ek binnekant elke dag nuut gemaak, al vergaan ek buitekant, al raak ek ouer, al raak ek siek. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig sal bly. En dan baie belangrik, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie,
Met ander woorde, hierdie wêreld is nie al wat vir ons saak maak nie, inteendeel. Maar op die onsigbare, dit wat ons nie nou al kan sien nie, die ewigheid, die ewige lewe, die vaderhuis, ons vaderhuis. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. God, Jesus, die Heilige Gees, ons kan hom nie sien nie. Toe Jesus op aarde was, ja, toe hy mens was, kon hulle hom sien, kan hulle hom gevat het, kon saam met hom geleef en gestap het. Maar nou kan ons God nie sien nie, ons weet, hy bestaan, ons glo dat hy 'n werklikheid is. En net so die dinge van die ewigheid, die ewige lewe, die hemelse vaderhuis, ons kan dit nie sien met ons oog nie, maar ons weet, dit is 'n werklikheid. En ons oog moet daarop gerig wees, sê Paulus daar. En daarom sê hy, raak ons nie moedeloos nie. Of as ons moedeloos raak, dan gee ons nie totaal moed op nie. Want hierdie swaar kry hier op die aarde, hierdie moeilikhede, hierdie donker prentjie, dit is kortstondig. Dit is eintlik 'n vergelyking met die ewigheid, want die ewigheid gaan nooit ophou nie. Daar gaan nooit 'n einde wees aan die ewigheid nie. Dit gaan net aangaan en aangaan en aangaan en aangaan en aangaan. So in vergelyking daarmee sê hy, is hierdie paar jaar hier op aarde eintlik maar net so. Dan is dit verby. Psalmskrywer sê, ons is eintlik maar soos veldblomme, soos die gras, wat deur die son gebak word, vandag is ons mooi en môre is ons verdor, in vergelyking met die ewigheid. En hy sê daarom, gee ons nie moed op nie, want ons oog moet verder kyk, na die ewigheid, na dit wat regtig saak maak. En ek het dit nog nooit van tevore so besef nie, maar in die week toe lees ek dit raak, daar in Matteus 24, dink ek gaan tog hou, julle hoef nie saam te blaai nie, maar daai vers 8, staan daar, al hierdie dinge, dis waaruit Andrei verlede week ook gedeel het, staan daar, dat Jesus sê, al hierdie dinge, dis nou al hierdie slegte dinge wat gaan plaasvind, wat besig is om plaas te vind, al hierdie dinge is geboortepyne. Dis die begin van die nuwe tyd. En ek lees raak en daar staan nie hierdie dinge is doodsnikke nie. Nee? Daar staan dis geboortepyne. Wat gebeur as 'n vrou geboortepyne het? Sy het geboortepyne en hulle raak al hoe nader en nader aan mekaar en dan op die ou end word die babatjie gebore. Daar's nuwe lewe. So Jesus sê, al hierdie slegte dinge, ja, dis nie lekker nie, dit moet gebeur, ensovoorts. Maar op die ou end lei dit tot 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel. Iets nuuts. God se koninkryk wat 'n werklikheid gaan word vir jou en vir my. Is dit nie wonderlik nie? So ek glo die Here nooi ons vanoggend weer uit en sê, maar my kind, ja, dis nie lekker nie, dis partykeer swaar, partykeer voel dit of 'n mens uitmekaar uit wil val, siekte en lyding en al daai dinge. Ja, God maak gesond, hy doen nog steeds wonderwerk, maar partykeer doen hy dit nie. En dis juist dan wat hy in daardie stikkendheid of daardie swaar kry, wat hy juist, soos hierdie beeld wat ons gesien het van die kintsugi meester, daai goud deur daardie stukkies heen wil laat by mekaar kom, sodat sy krag en sy lig deur ons kan skyn. Dis waarvoor ons leef, dis hoekom ons daar is, dis waarvoor ons geroep is. Die keuse is vanoggend joune, om na God toe te kom en sê, Here, hier is ek, U ken my, partykeer voel dit vir my asof ek in stukkies is, partykeer voel ek vol krake, maar dankie Here, dat U krag groter is, dat U juis deur my swakheid, U lig kan en wil laat skyn. Hier is ek vanoggend. En as ons dit doen, as ons in opregtheid na die Here toe kom en ons vra dit, soos ons gesing het net nou, Heilige Gees, Gees, leef deur my, kom vloei deur my, dan sal God dit doen, want hy is getrou. Mag dit van ons waar wees, in vandag en ook elke tree wat ons verder gee.
Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend net weer kon hierdie gedeelte lees. Ja, ons is maar inderdaad eintlik, soos Paulus skrywe, soos kleipotte, wat maklik breek. Ja, Here, as die swaar kry en die lyding partykeer net nie wil ophou nie, dan voel dit asof ons maar krake kry, of self partykeer voel dit asof ons in stukkies uit mekaar uit wil val, wanneer die swaar kry nie wil ophou nie, en wanneer die las en die pyn en die hartseer dalk net te groot is, vir onsself om te dra. Maar dankie Here, dat ons vanoggend kon hoor, Paulus skryf en hy sê, ons raak partykeer oor raad verleë, maar ons hoef nie moedeloos te raak nie. Ja, en partykeer voel dit of ons op die grond neergegooi word, soos ons moet beklei en stry en teen die aanvalle van die bose. Maar Here, U verlaat ons nooit, ooit nie. U is altyd by ons. En Here, U kom tel ons op. En selfs as ons voel ons val in stukkies uit mekaar uit, dan is U ook nog steeds daar. Om deur die krag van die Gees ons by mekaar te sit, sodat mense juis in ons swakheid U krag kan sien deurskyn. Wil U kom, Heilige Gees, en ons net opnuut vanoggend kom aanraak. Elke een van ons, U weet waar ons is in ons lewens, U weet waar ons staan met U. Kom raak ons net aan soos wat U weet nodig is, sodat U krag deur ons sal werk. U lig deur ons sal skyn. In U naam bid ons dit. Amen.